net vir almal sê welkom hierso vanaand. Kan ons die oë toemaak, dat ons kan open. Dankie Vader vir die wonderlike aand wat ons hier by mekaar kan wees. Here, seën vir WP en vir Dewald, dat hulle vanaand 'n goeie woord sal hê vir ons. En wees met ons elkeen verder vanaand, Vader. Om Jesus naam, amen. En WP. Hallo vir almal. Het is lekker om weer hier te kan staan vanaand. En ek vertrou die Here dat daar vir elkeen 'n boodskap sal wees en dat niemand dieselfde hier sal wegstap nie. Voordat ek begin, wil ek sommer net met julle deel. Die pastoor het gesê ons moet self bid vir 'n onderwerp en dit wat die Here op my hart geplaas het om met julle te deel vanaand is die mag van jou tong. En die woorde wat jy spreek dra krag. En ook die woorde wat jy hoor, het ook 'n impak op jou lewe, want dit dra ook krag. Maar voordat ek begin, wil ek sommer net waar sit vir ons weer bid, en dan gaan ons wegspring. So julle kan net daar so sit, gaan ek gou vir ons bid. Here, ek dank U, dat ons vanaand net weer in U teenwoordigheid kan kom, Here, en ek weet U is hier, want daar wat 2 of meer is, daar is U, Here. En ek bid vanaand, Matteus 10 vers 20, laat die Gees van God sal praat, Here, en dat dit nie 'n woorde van 'n mens sal wees nie, maar dat dit U woord sal wees, Here, want U woord bring lewe, en U woord maak vry, Here. En my gebed vanaand is dat elkeen sal hoor dit wat die Gees wil sê vir elkeen, Here God, en dat elke hart aangeraak sal word, en dat die woord op vrugbare grond sal val vanaand, Here. En ons dankie vir hierdie geleentheid, Here, om selfs op 'n Sondag aand lekker in die huis by mekaar te kan kom, Here. En ons dankie vir dit, en ek bid, Here, vir 'n kalmte en 'n vrede in elkeen se hart, in Jesus Christus naam. Amen. So, die eerste skrif wat ek graag vir julle wil deel, wat ek dink almal ken, en dit is ene wat al so baie oor gepraat is Spreuke 18 vers 21, wat 'n bekende een is, wat sê, in die mag van die tong is lewe en dood, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Maar een van die verse wat ons baie keer mislees, of wat nie so algemeen is nie, is Spreuke 18 vers 20, die een net voor hom, en ek wil hom graag vir julle lees vanaand. Hy sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. En mens lees hierso dat dit wat ons saai, die woorde wat ons saai, gaan lê eintlik in 'n land, en daar kom 'n oes op vir dit wat ons sê. En ons kry daai vrug, dit raak jou kos, dit is wat jy mee volgemaak gaan word eendag. En dit is so belangrik, want ons kan so maklik goed sê en goed doen, en dan besef ons nie na 'n paar maande of so, hoekom gebeur daar goed met ons nie, maar dan is dit woorde wat ons geuiter het op sekere tye in ons lewe, en dis hoekom dit so belangrik is vir my en vir jou, om baie versigtig te wees oor dit wat uit ons mond uitkom, want ons woorde dra krag. God het ons in sy gelykenis gemaak, en ons lees dit in Genesis, en hy het gespreek, en lewe het gevorm oor hierdie wêreld en op hierdie aarde. En net so het God vir ons ook vermoëns gegee, en die krag gegee om deur ons tong iets te kan lewendig maak, maar ook iets dood te kan maak, deur om dit reg of verkeerd te gebruik. En vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug eet daarvan. En ons kan dalk oor iemand dood spreek, maar jy op die einde van die dag kry dit wat jy gespreek het terug. En dis baie belangrik vir ons. Jakobus 3 vers 4 het hierdie mooi verduideliking waar Jakobus sê dat ons tonge is soos 'n klein roer van 'n groot skip. En dit vat hierdie klein stuurwieltjie om hierdie massiewe skip te bestuur in die rigting waarin die stuurman wil. En is baie belangrik vir my en jou, want ons lewens is soos die boot, en dit wat jy sê, dit wat jy spreek, is waantoe jy jou lewe stuur in die rigting. En is baie belangrik, want Jakobus 3 vers 4 sê, dit vat so 'n bietjie, 'n klein dingetjie, wat 'n groot impak in jou lewe kan maak. In daai selfde hoofstuk praat hy hoe 'n klein vlammetjie 'n groot veldbrand kan veroorsaak. En net so kan ons tonge dieselfde doen.
En ek dink hierdie week sommer net aan dit 'n voorbeeld om dit nou prakties te maak. Ons sit in gesels by die tafel en dit vat een mens wat sommer net die onderwerp verander deur om een vraagie te vra of een mens se naam te noem en net so word die hele gesprek verander of oorgevat. 'n Voorbeeld, mens kan byvoorbeeld oor rugby praat die een oomblik en dan vat dit een mens wat sê ja nee, Eskom load shedding, dan is die hele gesprek vir 20 minute load shedding en Eskom en die land se toestand en almal is kwaad en negatief. En dan wys dit vir jou hoe vinnig kan een woordjie 'n hele gesprek verander. En dis presies wat Jakobus 3 hier vir ons traai verduidelik, dat ons kan ons eie lewensroete verander deur wat ons sê, oor ander maar ook oor jouself. So jou woorde is verskriklik belangrik. Dit wat uit jou mond uitkom maak saak. En dit het 'n groter impak as wat jy besef. En dit is belangrik om seker te wees. Daar's 'n skrif wat ek nie neergeskryf het nie, wat sê ons moet stadig wees om te praat en ons moet gou wees om te luister. So die Here gee vir ons eintlik 'n opdrag uit die woord om nie te vinnig te wees om net woorde uit te gooi nie, want ons gaan die impak van dit voel later. En nog 'n skrif wat ek graag vir julle wil lees, en dit is Jesus, hy vat dit so mooi in die kern van waarvan af kom dit alles. En hy sê in Matteus 15 vers 18 en 19, hy sê, die dinge wat uit die mond uitgaan, dit kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom haar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuies en lastertaal. Nou hier kom Jesus en hy verduidelik dat die probleem is nie wat hy sê nie, dit is wat in jou hart is, want dis daarvan uit, wat dit gaan uitloop in jou lewe in. En dan vat mens 'n voorbeeld, as iemand bang is, of iemand is bekommerd, die eerste ding wat gebeur is, mens begin te praat daaroor met mense, want jy's bekommerd, en dan kom daar 'n gesprek, en laterand is dit 'n hele risie wat ontstaan, net omdat daar iets in mens hart is, wat nie daar moet wees nie. So dit is baie belangrik vir ons almal, dat jy moet jou hart oppas in die eerste plek. Jesus het dit baie mooi gestel, hierso in Matteus 15, toe hy gesê het, dat die probleem is nie wat ingaan nie, maar wat uitkom, en dit kom uit die hart uit, en dit is waar ons eerste moet kyk. Spreuke 4 vers 23 sê, uit die oorsprong van die hart, dit is die lewe, en dit haak so mooi aan by Jakobus 3, wat sê, hoe ons praat, is hoe ons lewe bestuur ook. So wat in jou hart is, dit gaan op die ouene van die dag, dit wees wat jy gaan sê, en dit is waartoe jy jou lewe ook gaan dryf, in daardie rigting. So ons woorde maak saak. Dit wat jy spreek oor jouself, maar ook oor ander, dit het 'n impak. En Matteus 12 vers 33 tot 37, ek gaan net nie dit alles lees nie, maar die opskrif daar is die bome en die vrugte, en ons almal ken daai verhaal waar die goeie boom dra goeie vrugte en die slegte boom dra slegte vrugte. Maar hier kom Jesus ook en hy gebruik presies dieselfde vergelyking deur om te sê wat uit die hart uitkom. Dit is wat die mens vuil maak. En ons kan nie sê ons is 'n goeie boom, maar ons dra slegte vrugte nie. Dit help nie ek sê ek dien die Here, ek's lief vir God en ek praat die mooi praatjies, maar in dieselfde asem kom daar vloekwoorde uit of vuil grappe of ek lieg dalk of ek laster of ek sê verkeerde goeters of ek maak 'n bespotting van iemand of iets. Dan beteken dit uit dieselfde fontein soos Jakobus 3 ook sê, kan nie goeie water, vars water en brakwater kom nie. So weer eens, dit wat ons sê, het 'n impak. Jesus het in vers 36 van Matteus 12 gesê, dat elke een van ons, dit wat ons praat, daarvan sal ons rekenskap gee in die oordeelsdag. En dis 'n verskriklike vers vir my persoonlik, want ek dink hoe maklik kan mens goed sê, dan is jy spyt na die tyd oor dit. Maar net die volgende vers in 37 gaan sê, deur ons woorde sal ons geregverdig word, of ons sal veroordeel word deur ons woorde. So die Here vat dit baie ernstig op, dit wat uit ons mond uitkom, dit maak saak, dit het 'n impak. En dan kom 1 Korintiërs 15 vers 33, en hier's Paulus se woorde, hy sê, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. En die skrif sê letterlik dat jy kan die beste intensies hê, jy kan die mooiste gebare hê en optrede probeer handhaf. Maar die oomblik as jy in verkeerde omgewing is, ekskuus vir my Engelse woord, maar as jy in die verkeerde crowd kom, dan begin dit jou negatief te beïnvloed. En op die einde van die dag gaan al hierdie mooi intensies van jou plat gedruk word deur die verkeerde woorde wat jy hoor, wat jou beïnvloed. Romeine 10 vers 17 sê dat geloof kom slegs deur die gehoor van die woord van God. So wanneer ons die woord van God hoor en ons neem dit in,
dan kom maar verandering in ons en ons geloof groei. Maar net so op dieselfde manier kan jy die verkeerde goed hoor en dit laat die verkeerde goed groei in jou hart. En as jy dit wil toets, sit die nuus aan en kyk vir 'n maand lank net die nuus en ek kan jou beloof jy gaan bietjie negatief raak. En as jy langer en langer dit gaan kyk, gaan dit net erger raak, want dit is die boodskap van die nuus. Maar as jy die woord van God lees en tyd in die woord spandeer en woorde van opbouing hoor heeltyd, dan het dit ook 'n impak op jou lewe, maar 'n goeie impak op jou lewe. En dis presies hoekom Paulus in 1 Korintiërs 15:33 vir ons sê ons moet besop vir verkeerde gesprekke, want dit het 'n impak. Die heel eerste Psalm sê, welgeluksalig is die mens wat nie sit in die kring van spotters nie. En hier kom Dawid en hy sê reguit dat jy's geseënd as jy uit die verkeerde crowds uitbly, want dit het 'n impak op jou geloof en op jou verhouding met God. Een verkeerde woord kan twyfel in jou hart bring, wat maak dat jy nie meer op die koers bly wat God vir jou bedoel het nie. En dit kan uit jou uit wees, maar dit kan ook iets wees wat jy hoor van ander mense af. So dit maak saak wat jy inneem en wat jy hoor. Ons is vandag in die tegnologie era met sosiale media en musiek en YouTube en TV en al die goeters. Ons hoor massas goed elke week, elke dag. En daar's so baie stemme in almal se koppe, want daar's so baie goed wat ons elke dag mee te doen het. Maar dit is so belangrik om seker te maak dat dit wat jy inneem is God se stem en nie al die ander stemme nie, want dit gaan 'n verkeerde impak op jou lewe hê en op jou verhouding met God. Dis baie belangrik. Galasiërs 5:9 sê Paulus, 'n bietjie suurdeeg maak al die deeg suur. Dit vat nie baie om alles in 'n verkeerde koers te laat instuur nie. En in Galasiërs sal jy gaan lees, Paulus was bietjie kwaad vir hulle, want hy het vir hulle gesê, hoekom het iemand hulle verhinder om die waarheid nog steeds te volg? Want iemand het kom praat met hulle en die uiteinde van al daai gesprekke, van daai lerings dalk, of van daai opinies van die mense was, hulle het gesukkel om God te dien. Daar was iets wat hulle laat struikel het, en dit was woorde van mense. Mense het kom praat met hulle, en hulle kon nie meer die pad stap soos wat hulle moes nie, en Paulus moes hulle aanvat. Julle kan dit gaan lees, ek dink dit is Galasiërs hoofstuk 3, hy noem hulle letterlik onverstandige Galasiërs, en dan sê hy vir hulle, julle het in die gees begin, maar nou is julle in die vlees. En dit het gegaan oor, hulle het geluister na mense. Verkeerde woorde, verkeerde opinies, verkeerde lerings het gemaak dat mense van die waarheid afvallig geword het. 1 Timoteus 4 sê, vers 1 sê dat in die laaste tye, daar gaan mense lerings van duiwels aanhang. En dis 'n waarskuwing wat die Here vir ons gee om baie versigtig te wees vir dit wat ons hoor. Veral as dit kom by geestelike boodskappe, want daar's baie stemme vandag, maar daar's net een Here, een geloof en een evangelie. Efesiërs 4 vers 4 tot 6 sê dit, dis baie belangrik om net te luister na God se stem. Jesus het dit baie duidelik gemaak. Hy sê dat hy is die goeie herder en hy lê sy lewe af vir sy skape, maar hy sê ook sy skape ken sy stem. So dit is belangrik ons moet hoor wat God sê en ons moet volg en ons moet luister, maar ons moet versigtig wees om nie agter verkeerde stemme aan te loop nie. Hierdie selfde hoofstuk in Matteus 12 het Jesus ook 'n harde ding gesê, toe hy oor die fariseërs praat, toe sê hy, pasop laat een blinde nie 'n ander lei en albei val in dieselfde gat nie. En dis 'n skokkende boodskap, maar dis hoekom dit belangrik is vir my en jou, ons moet seker wees, dit wat ons hoor, is God wat praat, en nie ander goeters nie. Ek wil nog 'n skrif vir julle lees, Hebreërs 12 vers 15 sê, en pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie daardeur besoedel word nie. En as ek die skrif lees, dink ek dadelik terug aan die Israeliete, wat gekla en gemurmureer het, toe hulle in die woestyn was. En hulle het heeltyd gemoun eintlik, om dit nou in plain Afrikaans te sê, oor hulle situasie, oor hulle toestand, hulle het gekla en dit was taai, alles was sleg heeltyd, en dit het so baie mense beïnvloed rondom hulle. Ons sien ook Korag se verhaal, ook in Moses se tyd. Korag het begin om te sê, ja, maar hulle hoor ook God se stem, hulle praat ook met die Here, en hulle het hierdie verkeerde invloed in die hele volk ingebring, en God moes daai hele groep uitwis, om dit te beskerm wat belangrik is. En vir my en jou is dit presies dieselfde, ons moet ons harte oppas. Dis beter as mense skinder, of verkeerde praatjies praat, of kla oor Eskom, of wat ook al die geval mag wees. Dis beter om liewers dit te sê, luister, ekskuus, ek wil nie dit hoor nie, of te weg te loop van dit af, as wat my sit, en mens luister nou maar, terwille van die vrede, en dan na die tyd sit jy met goed in jou hart,
wat op gaan kom iewers in jou lewe, dan verstaan jy nie hoekom lyk jou lewe soos wat dit lyk nie. Nou ek weet, ons almal wil graag die regte ding doen, dit is almal se intensie altyd, maar partykeer kyk jy 'n fliek, of jy kyk 'n YouTube video, of iemand praat met jou oor die nuus, dan luister mense maar die storie uit, terwille van die vrede, maar die uiteinde van dit is, dit is slegter vir jou, om net dit te los, as wat dit is om iets te doen aan dit. Nou, ek wil nog 'n ding vir julle noem, in verband met dit, vanoggend, ek weet nie wie van julle was geskok geweest, toe die krag nie moes aankom, wanneer dit moes aankom, met die load shedding nie, en ek dink dadelik by myself, ai Eskom, en dadelik kom dit by my op, dat dis so maklik om nou op 'n plek te kom, waar ek nou, as ek by iemand kom, sê, ja nee, jy's Eskom, en dan begin ons ure te praat, oor Eskom as 'n voorbeeld. Maar ek kan net sowel die woord volg, wat sê, ek moet bid vir die koning, en vir mense in hoë posisies, laat dit met ons goed kan gaan. Kan ek dit net sowel omdraai en sê, ja, kom ons bid liewerste vir die land, as wat ons aangou, en verkeerde goed sê, en ons bring eintlik hierdie donker wolk oor mense, en dit raak net 'n negatiewe storie. Hebreërs 12 sê, ons moet besop, dat daar nie 'n wortel van bitterheid uitskiet, en baie word besoedel daardeur nie. En net so moet jy besop vir bitterheid in ander mense, maar jy moet ook seker maak dat jy nie die bitter persoon is, wat ander beïnvloed nie. En dit kom alles neer op, dit wat in my hart is, moet ek bewaar. Want dit wat uit my mond uitkom, moet woorde wees wat opbouend is, woorde van God. Want God se woord is lewe. En ons kan nie doodspreek oor situasies, en dan verwag ons God moet se seën moet oor dit wees, en die Here moet lewe in daai opsigte bring nie. Ons het al so baie keer gehoor, hoe mense, ons gebruik altyd die voorbeeld by die jeug ook, mense bid vir 'n toets, en die volgende dag kom hulle by die skool, dan sê hulle, o Jesus, ek gaan nie hierdie toets deurkom nie. En net daarso kanselleer jy al daai gebede uit, want jou woorde spreek dood oor die situasie. En hoeveel keer in ons lewens bid jy nie dalk vir iets, of jy vertrou God vir iets, maar een keer se twyfel, of ongeloof, of vrees, of selfs kwaad, of frustrasie, sê jy iets wat jy nie moes sê nie, en jy verklaar dood, net daar, oor daai situasie nie. En God wil hê, ons moet lewe inbring in die wêreld in. Net soos wat hy sê, die woord van God sal nie leeg na hom toe terugkeer nie, daar's lewe in sy woord. Net so moet, as ons werklik Jesus volg, moet die fontein van lewende water, wat beloof is, elkeen sal kry, moet goeie waters vat, daar waar jy gaan. Een van die wapentoerusting wat Efesiërs 6 van praat, is die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede. Romeine 10 sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie nie verkondig nie. En dit is iets, daar waar jy gaan, moet dit 'n goeie geur afgee. Nie bitterheid nie, nie kwaad nie, nie frustrasies nie iets wat mense negatief maak nie, maar iets wat opbouend is, iets wat lewe is. Want dis wat God met ons doen. Deur Jesus Christus het ons lewe vandag, en ons moet daai lewe uitdeel. Maar ons tonge het krag oor lewe en dood. En dit is baie belangrik, hoe ons dit gebruik, maak saak. Ek wil afsluit met 1 Petrus 4 vers 11. En ek wil net die eerste deel van 1 Petrus 4 vers 11 lees, en dit sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Die Here gee ons 'n opdrag om in hom te wandel, en om te lewe volgens Jesus Christus, en om homself te bekleë met hom. Maar dit wat ons sê, maak saak. Dit is baie moeilik, dink ek, vir iemand daar buite, om Jesus Christus in jou raak te sien, as jy sê jy dien die Here, maar in dieselfde asem is daar 'n vuil grap, of vloekwoorde, of negatiewe praatjies, en selfs skinder. Ek het nie eers die skrifte neergeskryf nie, maar in Spreuke 6 staan daar 7 goed wat God haat. 3 van daai 7 goed gaan oor valse taal, leenagtige tong, en ook iemand wat tweedrag saai, iemand wat verkeerde praatjies, wat groepies maak deur verkeerde woorde. Dis verskriklik belangrik, God haat dit, dis 'n gruwel vir hom, want hy weet, daai woorde, daai tong, maak dood oral waar dit gaan. Jakobus 3 sê, dit is soos 'n gif, die tong, as dit verkeerd gebruik word. Maar dit kan reg ook aangewend word en lewe bring, as mens dit reg gebruik. So dit is die boodskap vandag. Ek wil vir elkeen net bid, en dan gaan ek oorgee vir Dewald, so julle kan net so sit, dan bid ek vir ons. Here, ek dank U, dat U, Here, lewe gespreek het, en dit het so gebeur. En ek dank U, Here God, dat U woord, Jesus Christus, vlees kom word het, Here, en dat ons vandag saam met U, Here, hierdie pad kan stap, en my gebed is, dat die Heilige Gees elkeen sal lei, Here. Ek dink aan daai skrif van Dawid, wat sê, Here, sit 'n wag voor my mond, en ek bid dit vir elkeen van ons, dat ons stadig sal wees om te praat, en gou sal wees om te luister, Here, en dat ons nie lewe van
van woorde van dood sal spreek nie, Here, maar laat ons woorde van lig sal spreek, Here. En ek bid dat U ons sal lei in ons tonge, Here, in ons harte en ons denke om te doen wat U behaag, Here. Ek dink aan Paulus wat gesê het, wat gevra het, bid, laat sy lippe geopen sal word om U lof te verkondig, Here. En ek bid dit vir elkeen wat hier so sit, dat U ons lippe sal oopmaak om woorde van waarheid en van lig te spreek, Here. Mag elkeen se woord met sout besprinkel wees en nie met boosheid of bedrog of kwaad of haat nie, Here, of vrees of angs nie, Here, maar lewende water, bid ek, dat dit sal uitsprei, Here, soos 'n wolk wat 'n groot reën bring, Here. Bid ek dat ons woorde ook so sal wees en dat dit lewe sal bring daar waar dit val en nie 'n veldbrand wat alles vernietig en brand nie. Ons dankie vanaand, Here, vir hierdie aand en ek bid dat U vrede en U seën oor elkeen sal wees in Jesus Christus naam. Amen. Dankie William Paul vir daai woord. Ons glo en vertrou dat die woord op ons harte gaan rus. Ek wil ook dit vir ons open en dan sal ek my woord ook begin. Sluit die oë. Here Vader, ek dankie vir die geleentheid, Here. Dankie dat U guns gee. Dat ons 2 keer op 'n dag kerk kan hou, Here. Dat ons 2 keer 'n dag in die huis van die Here kan kom om glorie aan U te bring, Vader. En Here, ek vra U vandag, Here, U gee guns dat ek en WP kan praat, Here, en kan preek, Here, maar dit gaan oor U vanaand, Here. En ek bid dat ons niemand in 'n mens vas sal kyk of in die gebou vas sal kyk of in die temperature of enigiets sal vaskyk, maar dat hulle in die woord sal vaskyk en in Jesus Christus, Here. Die woord bring deurbraak, Here, en as jy die wat 'n oor het, laat hom hoor, Here, laat daar deurbraak in sy lewe kan kom, Vader. En ek vra mag U Gees nou lei, Here, en mag U Gees harte aanraak en ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die woord wat ek oor gebid het, en ek so dankbaar vir die woord, want ek kyk volgens die mense in die kerk en ek kom agter, so baie mense is op so baie verskillende stadiums in hulle lewe. Jy kyk baie keer links en regs en dink jy, ek wil graag by daai mens wees, of in die, ek wil ook soos daai ou wees in my geloof. Of ek's dankbaar ek's nie meer daarso nie. Maar elkeen stap 'n pad saam met die Here. En die Here werk uniek met elke liewe mens op aarde. En die skrif wat ek gekry het is Johannes 21 waar Jesus vir Petrus sê, het jy my waarlik lief? Waar hom 3 keer vra. Maar wat ek graag wil deel is die storie van Petrus. 'n Opsomming van hom. Want as jy na Petrus kyk, hy's so goeie spieelbeeld van ons lewe saam met Jesus. So of dit op die begin van Petrus is waar hy vir Jesus verraai het of waar hy in krag bedien, kan jy jouself vereenselwig en jy kan iets uit die woord uitvat wat jou weer kan motiveer en jou kan verder vat in jou pad met die Here. En die skrif wat ek wil lees is hier waar Jesus vir Petrus hulle roep en jy kry dit in Johannes 5 vers 4 tot 8. En dis net na Jesus gepreek het. En hy kry toe dis toe Petrus nog Simon genoem was, kry hulle skei besig om vis te vang. En hy sê vir Simon, en toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag hard deurgewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle 'n groot menige visse ingesluit en hulle nette wou skeer. Daarop wink hulle maats in die ander skei om hulle te kom help en hulle het gekom en albei die skeite vol gemaak sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my af, Here, want ek's 'n sondige man. En uit hierdie eerste deel wat ons kan vat uit hierdie woord uit, is hoe baie keer het jy al 'n ontmoeting met die Here gehad? Hoe baie keer het Jesus in jou lewe kom verskyn? En ons sien dit in die lewe van Petrus en jy kan jouself in jou lewe ook vra. Hoe baie goed het Jesus in jou lewe al kom transformeer? Want as jy die teenwoordigheid van Jesus in jou lewe het, beleef jy deurbraak, net soos Petrus het. En dis wat met hom hier gebeur het, hy die deurbraak ervaar van God,
want hy het vir Jesus ontmoet. En die volgende ding wat met hom gebeur, en die volgende ding wat met jou gebeur, nou ontmoet jy Jesus. Nou kom jy kerk toe, en jy stap 'n pad saam met die Here, en iemand kom na jou toe, hier sê Petrus, hier sê Jesus vir Petrus in Matteus 15 vers 9, ek gaan jou 'n visser van mense maak. Jesus het profetiese woord oor Petrus gespreek. En hoe baie keer het jy in jou lewe al woord ontvang? Hoe baie keer het ons al woord ontvang wat God eintlik vir jou gee, oor wat jou doel is, wat jou roeping is? Want Petrus wys dit vir ons. Jesus het profetiese woord oor hom ook gespreek. En wat is die woord wat God vir jou gee? En daarna moet jy die keuse maak. Net soos Petrus die keuse gemaak het. Dis jou keuse, gaan ek nou 'n pad saam met Jesus wandel? Jy moet die keuse maak. Ek het Jesus ontmoet. Ek het 'n ontmoeting en ek het die transformasie van Jesus beleef, maar ek moet nog verander. Jesus verander baie goed in ons lewens en ons beleef dit, maar jy, jou hart, jou lewe moet nou begin transformeer. En jy moet die keuse maak, Here, U het hierdie woord gespreek, en al gebeur dit nie vandag nie, glo ek dit sal in vervulling kom. Want U woord keer nie terug leeg na U toe nie. En die woord sal in vervulling kom in jou lewe, en of dit nie vandag is nie, of oor 'n week, of oor 'n maand, of oor 5 jaar, as jy getrou is aan Jesus, sal die woord wat gespreek is, in jou lewe ook in vervulling kom. En as ons verder kyk na Petrus se gebeure, en is nou wat ons die pad saam met die Here stap, en baie keer as jy die Here ontmoet, is lekker, en dis 'n honeymoon fase, as ek daai woord kan gebruik saam met die Here, want hy kom en hy vervat al die slegte goed uit ons lewe uit, en hy vervang dit met goeie goed in jou lewe. En nou stap ons die pad, en die Here wys ons sekere goed in ons lewe wat afgebreek moet word, neergelê moet word, oorgegee moet word, bely moet word. Wat God moet vat om daai saak in jou lewe beter te maak. En daar kom tye van verdrukking. En baie keer is dit jou keuse wat ons in daai oomblik gaan doen. Here, ek gaan U toelaat om hierdie omstandighede beter terug te keer tot U glorie, as om dit self te probeer hanteer. En self te probeer my eie idees en my planne probeer hierdie saak beter maak, maar om te glo en vertrou en die geloof te hê, dat U hierdie saak gaan uitwerk, laat dit nog steeds glorie aan U bring en laat dit nog steeds U behaag. Baie keer bedink ons vleeslik en ons kan weer gaan kyk na die storie van Petrus. Jesus sê vir hulle, ek gaan gekruisig word. Jesus deel dit met sy disippels dat hy gekruisig gaan word. En Petrus sê daar is nie 'n manier wat dit gaan gebeur nie. Hy sal dit nie toelaat nie. En Jesus bestraf daai gedagte. En baie keer bedink ons dit ook vleeslik, want ons moet verstaan, dit gaan nie oor wat in die fisiek met jou gebeur nie, maar dit gaan oor jou gees. Dit gaan oor wat Jesus in jou gees wil doen. 'n ander keer, Jesus word, die ander keer wat Petrus ook in die vlees die saak geoordeel het, is toe Jesus gevange geneem word. En toe Petrus, wat so rowwe ou is, die mes vat en die hoëpriester se oor afkap. En Jesus sê, Petrus, los, bær jou mes terug in jou sak, en hy genees die hoëpriester se oor. En hy sê, moenie die vader wat die koppie vir my gee, het sal nie verbygaan nie, hy sal dit neem. Hy sê, Petrus, jy moet dit nie onneem nie. Moenie jou vleeslike en wat jy dink goed is, wat jy dink reg is, die wil van jou vader vervang nie. Want die wil van jou vader moet in vervulling kom. En wat ons moet verstaan is, dat wanneer ons dit vleeslik bedink, is wanneer ons die wil van God kan toesit. Baie keer as ons die geestelike boodskap wat God vir jou probeer gee, kan toesit, dan ervaar ons nie daai deurbraak en ons ervaar nie die salwing wat saam met kom nie. Die kruisiging, die fisiese pyn en lyding, wat Petrus nie wou aanvaar nie. Wat Petrus in daai oomblik nie wou aanvaar nie, is baie keer hoe ons ook vandag leef. Ons aanvaar nie die volle kruisiging nie. Ons aanvaar nie die volledige werk wat Jesus gedoen het nie. En baie keer raak jy 'n struikelblok vir ander mense. Deur te glo wat vir jou gemaklik is. Jesus sê, glo in my, glo in die kruisiging, glo in wat ek gedoen het, glo in die opstanding, glo in die volle Jesus Christus, om die volheid van Jesus te beleef. En 'n ander deel wat ons kan lees, is in Lukas 22, vers 31 tot 34.
En hierso is waar Jesus vir Petrus waarsku. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle so skoring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die nood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vandag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. Hoe baie keer wandel ons saam met die Here? Petrus het vir 3 jaar saam met Jesus gewandel. Ons is in die kerk en ons is betrokke by bedienings en ons is diensbaar vir God. Maar ons harte het nie ware wedergeboorte beleef nie. As ons saam Jesus wandel en die druktye kom, soos dit vir Petrus gekom het, en waar Jesus nou gevange geneem is, waar Petrus, Jesus sê vir Petrus, het eendag tot bekering kom. Jou hart moet verander, ons gedagtes moet verander, ons moet 'n bekerings in ons harte en sê, Here, met my hart, my siel en my verstand glo ek U en ek vertrou op U wat U in my lewe wil doen. Toe die druktyd kom, toe Jesus nou gevange is, toe sê Petrus, toe sê hy vir die ander mense, ek ken nie vir Jesus nie. Want Petrus is bang vir die nagevolge. Baie kere, omdat ons nie volkome in God vertrou nie, is ons selfs bang vir die nagevolge. En dit sal ons druk om te sê, Here, ek ken nie U werke nie. Ons verloon God, wanneer ons self die saak wil uitsort. Wanneer ons nie in die krag van God glo nie. Dit beteken, ons moet 'n dieper verhouding met God kry. Dit beteken, daar moet nog ware bekering in jou lewe toepas. Ons moenie God ontken wanneer die haan in ons lewens kraai nie. Wanneer die druktyd kom, wanneer daar omstandighede is wat jou teen die grond druk, moet ons sê, Here, ek weet dat as ek in U vertrou, my geloof sê dat U 'n redder is. Dat U my uit die dood uit sal red, Here. Dat U aan my sal voorsien wanneer ek geen voorsiening sien nie. Maar nie na wêreld, na die mense rondom ons te gryp en na omstandighede te luister en te buig voor omstandighede nie. Maar te sê, ek ken my Jesus. Ek weet wat hy in staat is en ek weet wat hy in my lewe doen en ek weet dat as ek aan hom vashou en aan Jesus Christus glo, sal ek die redding beleef. Daar's nog 'n vers wat ek wil deel, lees ons in Johannes en hier's 'n groot omdraaipunt in hierdie verhaal. En dit is waar Jesus klaar gekruisig is. Dis waar Petrus klaar vir Jesus verloon het. En ek wil nie eers indink hoe daai oomblikke moet wees en jy kan kyk na Petrus en na Judas. Petrus het vir Jesus verloon en Judas het vir Jesus verraai. Baie keer doen ons dit ook in ons lewens. Ons verraai Jesus. Maar dit beteken jy moet nie in sak en as gaan lê nie. Dit beteken jy moet nie opgee nie. Pastoor sê so baie keer 'n Christen gee nie op nie. Wanneer jy besig is met sonde en wanneer jy sonde in jou lewe gedoen het, moet ons bely voor God. En ek is seker Petrus het berou gehad dat hy Jesus verloon het. Judas was desperaat geweest oor sy omstandighede en wat hy gedoen het. En wat was die uiteinde van hom geweest? Hy het homself gehang. Ons moet nooit onsself in daai gat bevind van ek sien nie 'n uitkoms in die lewe nie. Want Jesus, en hier's waar die punt kom, die omdraaipunt, Jesus het opgestaan. Jesus het uit die dood uit opgestaan sodat ons die krag van daai kruisiging beleef. En hier kom die hoofskrif wat ek graag wil lees en hier kom Jesus na Petrus toe, die ou wat hom verloon het. En hy sê vir Petrus, toe hulle klaar was met die môreete, vra Jesus Simon vir Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. En baie keer kom ons op daai punt, net soos Petrus, wat Jesus jou vra, het jy my lief, sal jy doen wat ek jou vra? Sal jy doen wat die Vader behaag?
En hier vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? En Jesus vra hom so baie keer, jy voel dit in jou hart, Here, ek het U lief, wat kan ek vir U doen? Wat kan ek moontlik nog vandag vir U doen of my lewe toewy om my liefde aan U te verklaar? Ons is gemaak om disippels te wees. Ons is gemaak om mekaar se laste te dra in die lewe. Ons is gemaak om vir mekaar uit te kyk en disippels en mekaar te bemoedig, te ondersteun, dra mekaar se laste, soos WP sê, as ons met mekaar praat woorde soos God, bou mekaar op, bou die kerk op. Ons almal het Jesus nodig en ons almal het daai vergifnis van Jesus nodig. En wat het hierdie omdraaipunt in Petrus se lewe gebring? Vergifnis. Jesus Christus wat vir Petrus kon vergewe in daai oomblik, het iets in Petrus se hart gebring. Baie keer, ons is bewus van Jesus, en ons is bewus van die werk, en ons is bewus van God en sy grootheid en sy glorie. Maar iets in ons hart moet nog verander. En dis waar wedergeboorte plaasvind. Ons hart moet wedergeboorte word vir Jesus. Ons moet daai vergifnis verstaan en beleef en deel maak van ons lewens. Wat Jesus sê, ek vergewe jou. Jy's 'n kind van God. Staan in oorwinning deur die dag, deur die maand, deur jou lewe, staan in oorwinning en kom in daai autoriteit wat ek vir jou gegee het. Jesus sê vir die disippels, dis voordelig dat ek terug hemel toe gaan, sodat ek die Heilige Gees kan stuur, die helper, sodat julle nog meer kan doen as wat ek gedoen het. Maar ons moet die vergifnis van Jesus vat. Ons moet die autoriteit en die oorwinning en die krag van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het, moet ons vat en deel maak van ons lewe. En die grootste ding, die krag van die kruisiging. Ek het nou so vinnig gesê, toe Jesus gevange genees het en Petrus het dit vleeslik beoordeel en die kruisiging vleeslik beoordeel. Die krag van die Heilige Gees wat in daai opstanding gebeur het en die lewe wat begin het op daai dag deur Jesus, wat Petrus deel van sy lewe gemaak het, kan ons ook vat. Ons moet nie die kruisiging en Jesus Christus afwater nie. En dat dit net 'n halwe saak vir ons is nie. Ons moet dit vat en uit daai autoriteit kragtig bedien. Praat nie elke persoon met 'n prediker raak nie. Maar die roeping wat God vir jou het, kom in vervulling deur die krag van die kruis. Deur Jesus Christus kom dit in vervulling. En as jy kyk wat met Petrus van daar af gebeur het, Petrus, wat al hierdie groot woorde gesê het van, Here, dit sal nie met U gebeur nie, ek sal saam met U sterwe. En toe 'n druktyd kom wat hy vir Jesus verloon. Nou, toe hy die krag van die kruis en die krag van Jesus, sy redder, Jesus Christus, die lewende ware God, toe hy dit beleef het en sy hart het verander en sy lewe het in lyn gekom, toe begin Petrus in vuur bedien. Toe begin hy in krag bedien. Mense het in sy skade weer geraak en hulle genees. Jesus, die woord wat Jesus vir Petrus gesê het van, ek sal die kerk op jou bou en jy sal visser van mense word. Deur al die trials en errors en die goed wat Petrus gedoen het en die sonde wat hy nog toegelaat het en die twyfel wat hy gehad het. Kolossense 2 vers 14 sê die insettinge. Kom ek kry daai skrif, sorry. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelf en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. En dis wat met Petrus gebeur het. Die kruisiging het daai sonde skoon gewas, maar Petrus moes dit glo. Hy moes nie nog 3 jaar saam Jesus wandel om dit stuk te beleef nie. Hy kon dit in daai oomblik beleef, die kruis en die krag en die autoriteit. En hy het in dit begin bedien. Hy het groot wonders gedoen, want die woord wat Jesus vir Petrus gespreek het, het in vervulling gekom. So ons moet onsself ook vra, waarvoor roep God jou? Waarvoor roep God jou? En ek wil afsluit met dit. Waarvoor roep God jou? Is jy bewus van wat die Here mee met jou besig is? Waartoe hy jou wil lei? Na groen weivelde, na 'n toekoms vol hoop? Glo ons dit en is ons besig om 'n deel te maak van ons lewens? Pas ons heiligmaking toe, dat ons heilig moet word, nie klaar heilig is, of jy is vandag een af heilig nie. Ons moet heilig word in die oë van die Here, deur Jesus Christus. Ons het ons identiteit en ons roeping in Jesus kry, en dis deur verhouding. En dan sal die woord, wat al voor jy op aarde was oor jou gespreek is, sal in vervulling kom. Niks kan dit van jou wegvat nie. Nie omstandighede, nie mense nie, nie opinies nie, maar God. God kan dit gee
en hy kan jou die Heilige Gees kan jou help om dit 'n vervulling in jou lewe te maak. Op die eindsaak waar Petrus weggehardloop vir die dood, waar sy geloof nie voluit in Jesus was nie. Op die einde as jy die boeke gaan lees, dan sien jy Petrus sê, kruisig my onderste bo. Ek's nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. Wat het in sy hart verander? Wat het die Heilige Gees wat uitgestort is in sy hart kom doen? Dat hy sê, Here, ek's nie eers waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. Ek wil ons bemoedig om die krag van God te beleef. En die fase waar jy jouself in sien, moet nie vir altyd so bly nie. Moenie jouself bevind om God te twyfel nie. Moenie jouself bevind om te sê, ja Here, ek sal saam met U wandel nie. Moenie in daai fase wees van net bewus wees van die Here nie. Maar lewe saam God. Staan in daai oorwinning wat God jou voorroep. Die einddoel is ewigheid. Ons kan nie in fasette sit wat ons nie by die Here bring nie. Ons moet in fases wees wat ons saam God wandel, by sy voete is. Ons moet opreg wandel en ons moet deel raak van Jesus se binnekring. As jy na Petrus kyk, hy was deel van Jesus se binnekring en hy het wonders beleef. Hy het die wonders van Jesus beleef want hy was betrokke by Jesus, hy het Jesus geken. En na hy die krag van God beleef het, het hy geen ander twyfel in Jesus gehad nie. Hy het geglo dat hy die redder is. Geen om wat die omstandighede is nie. Hy trek my uit die water uit. Ons kan nie halfpad stop nie. Ons moet nie halfpad opgee vir waarvoor God jou roep nie. Ons moet nie halfpad opgee vir dit wat God in jou lewe beplan nie. Want ons kan soos Judas in 'n gat gaan sit en opgee in die lewe. Petrus het 'n goeie einde gehad, want hy het sy vertroue in die Here gehad. En ek wil julle motiveer dat ons volle vertroue in die Here sit. Ons volle vertroue in die werking van die kruis en die werking wat die kruis en die werking wat Jesus Christus in ons lewens het. Ek wil vir ons afsluit met dit. Ek gaan vir ons bid en dan kan ons afsluit. Here Vader, ek dankie vir die woord, Here. Here, dankie dat U woorde oor ons spreek, Here, en 'n plan met elkeen het, Here. En gee nie om wat ons doen nie, Here. Gee nie om waar ons is nie, Here. Laat U ons roep vir soveel meer as wat ons kan verstaan of van kan dink, Here. Dat U 'n plan, 'n hoopvolle plan, 'n hoopvolle toekoms, Here, vir elkeen hier binne het, Here. Here Vader, ek dank U dat U ons op 'n plek ontmoet, Here, waar ons U so nodig het, Vader, en laat ons U kort in ons lewe. En Here, ek vra of ons hierdie week ingaan, Here, mag ons U aanroep, Here, mag U ons antwoord, en mag ons U so omgryp, Here, vir daai genesing en daai deurbraak in ons lewe, Here, en daar waar ons gaan, mag ons dade en dit wat ons spreek, Here, in lyn wees met wat U wil hê, Here, en mag wat ook al ons doen, U behaag, Vader God. Here, ek sluit hierdie aand af, Here, en ek eer U, Here, en ons bid dit in die naam van Jesus, Here, vir U glorie, Here, en U koninkryk, Vader. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.